Right, so, daar's 'n groot wanpersepsie rondom hierdie e-tech karretjies. Is hulle gebou om te hou? Ons staan hier by Wildebeestkraal in die werkswinkel, soos julle kan sien, olie en grease, ek ry dit teen my neus, alles gaan sommer goed. Maar mens mis bietjie daai petrol reekie, maar daar's redes vir dit. So, ons gaan bietjie met Martin gesels, hy's die werktuigkundige hierso, en ons gaan bietjie hoor wat is eintlik die storie agter die goed. Hoe lyk hulle maintenance? Sukkel jy om parte te kry? Eintlik van die naverkoopdiens. Dis graag ietsie waarop ons bietjie wil fokus. Kom ons gaan luister in. Hallo Martin, hoe gaan dit met jou? En jezelf? Nee, kyk, ons kan nie klaar nie. Ek het nou vir die mense gesê ons is hier by Wildebeestkraal net buite Burgersfort. Vertel my 'n bietjie van die boerdery. Wat doen julle alles hier op die grond? Ons doen citrus en dan doen ons saadmielies. Ons doen kommersiële mielies, ons doen kleinwit, hoëgespikkel. Ag so ietsie wat van al. En ja. En ons hoe kan ek dit sê? En ja. Ek sien dit raak nou lekker druk besig. Ek sien die mense is nou besig om opgelei te word vir stroopseisoen wat nou in die gang is. So voordat ons nou daarby kom ons fokus bietjie hierso op die karretjies. So julle het nou hierdie karretjies nou al vir 4 jaar. Ja, en hierdie goed hy's deur en deur as hy stal. So verduidelik vir my bietjie as jy nou kom by sê lang leeftyd. Jy werk ons nou in die werkswinkel. Hoe gee hierdie goed vir jou onnodiglik baie moeite? Is hy maklik? Vertel my 'n bietjie van jou ervaring rakende die karretjie. Nee, glad nie. Kom ek verduidelik jou, ons het so 4 jaar terug begin. Ons het eers met hierdie rooi bakkies begin. Ja. En dan ja, ek moet vir jou sê ons het so 2 jaar wat ons met hulle gegaan het voordat ons oorgeskuif na hierdie nuwe bakkies toe. En glad nie moeilikheid met hierdie gehad. Dit is letterlik soos wielberingkies. Hierdie is die eerste keer wat een van hierdie se bladvere gebreek het. Na 4 jaar. 4 jaar, ja. Nee, en ek het 2 rekenaars al vervang. Glad nie moeilik om te onderhou nie. Ek doen dit alles self. Parte wat ek nodig, bel ek vir Tiaan hulle by e-tech. Ek bestel al my parte by hulle. Ek het nooit gesukkel om parte te kry nie. Ek het nooit gestaan langer as 3 dae nie. Dadelik as ek hulle bel, maak nie saak wat die probleem is nie, maak nie saak wat dit is nie, om fault finding te doen. Ek het al baie gebel om fault finding te doen. Ek glad nie 'n probleem nie. En dan wat het julle laat besluit om op die einde van die dag na die elektriese goeder te gaan? Ons almal weet nou maar petrol is maar koning. En dan ons koste, ons koste met ongelooflik baie gesny. Ek meen as ons as plaas nou vir ons werkers 'n Hilux bakkie of enige ander voertuig moet gee, die maintenance is so hoog op rondom daai goeder want dit is brandstof, dis ander slytasies, groot dienste en almal weet hoe ry daai man want hy ry nie net op 40 km/h nie. ja, Hulle ry vinniger as dit en die slote, die skate en dis allerhande dinge. Die spoed word baie meer beperk, is baie meer veiliger vir ons op die plaas. Hierdie manne, ons weet nie van hulle nie. Hy ry die heel dag, oggend begin hy, etenstye, charge hulle hierdie bakkies. Vanmiddag maak hy klaar. Hulle werk tot in die aand as hulle besproei met hierdie goed. Hierdie bakkies hardloop basies amper 24 uur. en dan as ons nou kyk hoe die e-techs nou gegaan het van die eerste modelle wat julle nou het tot by die nuwe bike bakkie wat julle nou ook hier langs jou staan. Hoe sal jy sê het die ding verbeter? Veral jy praat ons oor 'n slote. Nee, baie Hierdie ding is gemaak om hard te ja, werk. is regtig baie beter. Ek moet vir julle sê dit is 'n drastiese verandering rondom dit ook. Van tevore die sjokkies maar gepla, die breektrommetjies voor het maar 'n bietjie meer punishment as hierdie disc brakes. Dit kan ek eerlik sê ook, maar ja, die maintenance op hierdie is nog laer. Ons het regtig nog nie. Ek gaan letterlik in die 2 jaar wat ons hier het, gaan ek letterlik nou 'n afterloop vervang. Is dit? Ja, dis dit. En jy batterye vervang nie. En het ook gepraat van die wheelbearings en die goeders wat gaan, maar dis maar ook driver error op die einde van die dag. Dit is Hierdie kan ek vir jou sê, as jy vat die omstandighede waarin hulle werk, nee, is stof, dis al hierdie goed. Ek wil vir jou sê dit is maar iets wat gaan gebeur. Ja. Dit gaan nie forever hou. Dit is maar 'n sluitpart. Ja, dis sluitpart. Hy gaan nie uit maar net 'n leeftyd in hierdie omstandighede. Dit is warm hier by ons. So ja, ek kan nie kla oor hierdie diens van die voertuig nie. As ek kyk soos goed wat ons vervang, soos die agterlig het ons vervang ons nie as gevolg van hy het geblaas nie. Ja, ek kan jou wys op die ander bike bakkie. Dis letterlik hy het hom gestamp. O, as jy moes hom eintlik het vervang het as gevolg van skade. Skade, ja. Baie van dit kom maar af op hoe die drywer hom hanteer. Ons sorg dat ons drywers mooi kyk, ons gee hulle opleiding voor die tyd, maak seker dat hy verstaan hoe hierdie ding werk. Jy weet, hy moet na hom kyk. En ons kan glad nie klaar rondom dit. En die ander ding wat ook lekker is van die goed is hy's
100% staal. So as daar 'n foutjie kom of iets, jy ruk die welder uit en jy maak hom gou reg. Self raak, daar's regtig nie 'n probleem nie. Ek het nie gekry dat hy regtig nou van so hard is dat ons hom nie reg kry as iets soos dit gebeur nie. Ons maak hulle self reg. En ja, soos ek gesê het in die begin toe ek as daar enige ander diens is wat 'n kort van hulle het, dan bel ek vir E-Tech en hulle gee dit vir my. Ek het nog nooit 'n probleem met hulle gehad nie. Ek het ek het ewen by hulle een van daai toetsertjies van hulle gekoop. Ja. En teen hulle het my nie eens moeilikheid gegee daaroor. Jy weet, alle firma's jy wil vra oor ek soek nie van die hele gereedskapstukke om fault finding self te doen. Ja. Sê die ouens, nee, ons kan nie vir jou dit gee nie want dit vat werk uit die werkwinkel uit vir ons, jy weet. Ja. Teen hulle het nie eens 'n second guest en hulle het dit aan my verkoop. Ek doen self fault finding as ek op iets afkom wat ek nie weet van nie. Dan bel ek, hy verduidelik my oor die foon. Dit is 'n eenvoudige ding. Dit is 'n ding wat jy hoef nie slim te wees om aan hierdie ding te werk nie. Jy hoef nie spesiale kursusse en goeters te doen nie. Jy koop hom en jy gaan aan met. So op die einde van die dag, daar hoor julle dit nou uit die mond van 'n werktuigkundige. Hierdie goed is werklik gebou om te hou en as daar iets skeefloop, eerstens E-Tech stap saam met jou, hulle help jou. En die volgende deel is dis maklik om dit reg te maak. Dit is nie dat jy hom moet vat na 'n werkswinkel toe. Hulle moet hom overhaul nie. Jy kan nie in jou eie werkswinkeltjie sit, dit gou regmaak, die parte kry, dit vervang. As daar ietsie skeefloop, ruk jy gou die swysmasjien uit. Hierdie ding is 100% staal. So, as jy meer wil uitvind van E-Tech en wat hulle alles vir jou kan bied, gaan na hulle webtuiste toe, kontak vir Bernard of vir Tiaan en hulle sal met enige liefde vir jou help. Dis vir ons spys. Hoor, en uit.